Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Ek sit altyd en dink dat 'n mens moet altyd vir jouself 'n vraag vra, want as jy nie 'n vraag vra nie, gaan jy nie 'n antwoord kry nie. En dis baie keer vir my so as ek dink aan die evangelie en ek dink hoe baie goed is daar wat ek ook geglo het, baie dinge wat ek gedoen het, wat ek later agtergekom het, dit het niks met die werklikheid van die geestelike te doen nie. As 'n mens werklik gaan sit en kyk na die gedeelte byvoorbeeld in Handelinge 17, waar die mense in die Areopagus gesit het en nou het hulle Paulus daar gekry. Hulle sê dat hulle bietjie wil hoor wat hierdie praatjiesmaker te sê het. Want hulle sê hulle ore was altyd getikkel deur dit. Hulle wou altyd gehoor het of daar iets nuuts is. Mense, hierdie is nie 'n werklikheid wat jy bring om vir mense te beïndruk nie, of vir mense te probeer wys jy weet iets wat hulle nie weet nie. Hierdie werklikheid is die evangelie van Jesus Christus. En die sleutel daartoe is dat jy het gesterf, jy leef nie meer nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan absoluut oor die werklikheid van Jesus Christus. En as ons dan na hierdie boodskap gaan kyk, ek praat altyd van die na-kruis boodskap, die boodskap wat na die kruis gekom het. Mense, dit is baie duidelik dat ons moet sien dat die kruis is 'n waterskeiding. En Paulus skryf dan in 1 Korintiërs 1 en 1 Korintiërs 2, hy sê ek verkondig net Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy sê ek wil nie julle oortuig met menslike wysheid met menslike woorde nie. Hy sê maar in die betoning van gees en krag. Hy sê want hierdie is die werklikheid, hierdie is die evangelie, die krag van God. So nou gaan sit ons en ons gaan kyk altyd en ons besef daar's oor 3000 verskillende kerke wat dieselfde handboek gebruik. Maar kom ons gaan kyk bietjie daarna. As jy gaan kyk na die Ou Testament wat die skaduwee was na Christus toe en dit was vir sy tyd, was dit 'n werklikheid. Daarna die 4 evangelies wat Jesus Christus op aarde geloop het en hy het nog gepreek onder die wet en hy het verduidelik wat hy gaan doen. En hy het nie die volle werklikheid vir hulle gegee nie, want hy sê, as die duiwel geweet het, waarmee is hy besig, sal hy nooit toegelaat het dat hy gekruisig word nie. Dis nou 1 Korintiërs 2 vers 8. So nou is Jesus Christus gekruisig en die volle werklikheid kom daar en hy stort sy lewe uit op elke mens, en dis wat ons gekry het. Mense, dis so belangrik, ek het 'n vorige geleentheid gepraat oor die saad. Hy was die saad, en 'n saad bring voort na sy soort. Nou sit hulle hier, nou gaan kyk ons, en ek wil bietjie begin so na die eerste hoofstuk gaan kyk, wat Paulus vir elke gedeelte geskryf het, soos aan die Romeine, want die eerste hoofstuk is die belangrike hoofstuk, wat die mense moes by 'n werklikheid bring, dat hulle kon luister na die res. Nou kom ons kyk gou hier. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Met ander woorde, hy sê, ek bring vir julle die goeie nuus van God. Dis God se werklikheid. Hy sê, dit wat God tevore beloof het, deur die profete in die heilige skrifte. Hy sê, God het hierdie werklikheid aan die mense beloof. En nou moet 'n mens besef, dat hierdie is dan die hele werklikheid. God het dit aan die mens beloof, en nou sit ons met 'n situasie, waar die hele skrif van Habakuk 2 vers 4, Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11, Hebreërs 10 vers 38 sê, die regverdige sal nou net uit die geloof leef. Met ander woorde, dis die lewe, dis die werklikheid, dis die bankrekening waaruit ons trek, uit niks anderste nie. Ons het nie ander opsies nie. Met ander woorde, die regverdige gaan nou net uit die geloof lewe. So vir die hele mensdom was dit op baie stadium 'n probleem om hierdie skuif te maak van die wetsgehoorsaamheid na geloofsgehoorsaamheid toe. Na dit wat die Ou Testament, die wet vir hulle gebring het, die eerste verbond en dan die werklikheid van Jesus Christus. Nou, as ons daarna gaan kyk, dan sê Jesus byvoorbeeld self in Johannes 1, hy sê die wet het deur Moses gekom, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek het dit verlede week het ek dit ook gesê, en dit is so belangrik, jy kan nie op 2 gedagtes hinker nie. Jakobus sê, as iemand op 2 gedagtes hinker, moet hy weet hy sal niks van die Here kry nie.
Jy kan nie met 2 voete staan nie, dis 'n werklikheid. Die wet was deur Moses, die genade en die waarheid, die genuine een, het deur Jesus Christus gekom. Nou sê Efesiërs 3 vers 11, God het sy ewige voorneme opgeneem in Jesus Christus. So nou moet ons gaan kyk na hierdie evangelie. Mense, daar's 'n paar plekke wat ek net vir ons wil inkleer, wat vir ons hierdie werklikheid verduidelik. Onthou toe Jesus op die berg van verheerliking was, en daar kom Moses en Elia verskyn saam met hom, toe Petrus hulle vir hulle huisies wou bou, absoluut nog in die natuurlike. Nee, hulle sien die natuurlike, maar die werklikheid is die geestelike. Jesus sê, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe, die vlees stel vir niks. So nou kom daar en die oorhandiging van die wet en die profete na die genadeboodskap. En daar kom 'n stem uit die hemel uit, sy sê, dit is my geliefde seun, na hom moet julle luister. So mense, ons kan nie, ons het regtig, daar is soveel van hierdie skrifte, Lukas 16 vers 16, en sê hy, die wet was tot op Johannes, daarna word die evangelie, die goeie nuus van God verkondig, en almal dring met geweld daarin. Ons kan nie hierdie skrifte heeltemal ignoreer nie, ek wil nou nie te veel vorentoe gaan nie, maar kyk wat sê Romeine 3 vers 19. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees, aangesien hy die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So as jy die wet gelees het, dan het jy nog net gehoor watter sondes is daar, en daar was aanvanklik die 10 gebooie, en toe later word dit 600 en iets. Luister nou, hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Efesiërs 2 sê, dis gebou op die wet en die profete. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof. Jy sien, dis nou nie meer deur wetsonderhouding nie, dis nou deur geloof. Nou sê hy, deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Mense, as God so sê, Paulus skryf in 1 Tessalonisense 2 vers 13, hy sê, toe julle hierdie woorde hoor wat ek tot julle spreek, het julle dit nie aangeneem as 'n woord van 'n mens nie, maar vir wat dit werklik is, as die woord van God. Hy sê, hierdie is God wat praat. Dis nie, baie mense sê, ag ou Paulus. Hy sê, dis God wat praat. Hy sê, en hierdie woord werk in elkeen wat glo, want die vyand sal wil hê, die woord moenie werk nie. En dit is hoekom die mense nie na hierdie woord wil kyk nie. Hy sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Jy sien, dit is die ou bedeling. Hy sê, die nuwe, die werklikheid na die kruis, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hy sê hierdie werklikheid, die evangelie wat God van tevore beloof het deur die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees, na die geslag van Dawid en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here, deur wie ons genade en apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam. Hy sê met ander woorde, wat is die werklikheid? Ons hoor nou van geloof, maar ons moet gehoorsaam wees aan geloof. In die oud bedeling moes die mense die wet gekry, en hulle moes gehoorsaam wees aan die wet. Nou sit ons met die geloof, en almal sê, geloof, maar ons is nie gehoorsaam altyd aan die geloof nie. Mense, dis 'n oortuiging, geloof is 'n oortuiging, en ons moet gehoorsaam wees aan die oortuiging. Nou gaan hy verder, nou praat hy van ons, hy sê, onder wie julle ook is, as geroepenes van Jesus Christus. Jy sien, die hele werklikheid wat Paulus hier doen, is hy praat elke keer oor die werklikheid wat God vir hom gegee het, en vir die mense wat dit gehoor het. Dan gaan hy dan sê hy, maar hierdie, ek bring het, hy sê, hierdie is die evangelie, byvoorbeeld in Kolossense 1 vers 25, is om die werklikheid, die volheid van God te bring. Hy sê, in julle belang. Mense, dit is in ons belang wat dit gedoen is. En dan sê hy in vers 8, in die eerste plek, dank ek my God vir julle deur Jesus Christus, oor almal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Met ander woorde, dat julle oortuiging verkondig word. Hy dank God,
Hy kom nie en hy smeek God nie, hy sê vir God dankie, want Jesus Christus het 'n werklikheid gedoen, hy het dit afgehandel, en nou gaan hy en hy dank die Here daarvoor. Ek gaan so 'n bietjie van dit oorslaan, daar's net so, ons sal seker weer vorentoe terugkom, en seker 10 keer terugkom na hierdie hoofstuk, en ander werklikhede, maar ek wil net 'n lyn vir ons bring, hoe belangrik is hierdie werklikheid van die boodskap na die kruis, wat eintlik nie 'n boodskap na die kruis is, dis die enigste boodskap. Paulus skryf in Galasiërs 1, hy sê, as enige iemand julle 'n ander evangelie verkondig as hierdie, laat hom 'n vervloeking wees. Hy sê, want daar is geen ander evangelie nie. So mense, belangrik, hy sê, nou vers 11, nou kom hy nou sê, want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my, van julle sowel as van my. Hy praat van 'n gemeenskaplike geloof, 'n mutual faith. Nou, as Paulus byvoorbeeld in Kolossense 1 praat, die groot werklikheid, dit wat vir eeue en geslagte verborge was, en nou geopenbaar is, naamlik Christus in julle, dit is Kolossense 1 vers 26 en 27, dan gaan hy verder in vers 28 en sê, daarom het ons alle mense in alle wysheid onderrig, en alle mense volmaak in Jesus Christus voorstel. Maar die probleem is, as ons self nie kennis het nie. Verstaan jy hoekom hierdie ding is? Paulus sê, ek kom nie na julle toe dat ek julle elke keer met 'n lepeltjie moet voer nie. Hy sê, ek kom na julle toe dat ons met mekaar kan deel, die Engels praat van share, dat ek met julle en julle met my, sodat ons 'n gemeenskaplike geloof kan hê. Hy praat in Engels daarvan, van mutual faith. Mense, dit is so belangrik dat ons in hierdie werklikheid sit, maar die evangelie word eintlik, as ons by mekaar kom en ons bring hierdie boodskap, dan word dit 'n gestry. En die mense wat sê, ek glo dit nie, en al die van goed, dan mis ons daardie werklikheid. En ons wil almal kom en dan sê ons, ja, nee, Matteus 7 het gesê, 'n boom word aan sy vrugte geken, kyk die vrugte wat die mense dra. Mense, jy kan nie vrug dra nie, want jy het gesterf, jy is saam met Christus gekruisig, jy leef nie meer nie. Nou sê Galasiërs 5 vers 22 vir ons, dis die Gees wat vrug dra. Nou praat Paulus hier verder, kom ons gaan kyk gou hier. Hy sê, maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat dat ek my dikwels voorgenem het om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. 'n Vrug insamel. Dan dink ons dadelik, ja nee, hierdie is 'n kollekte, hoor, hierdie is nou geldjies waarvan hy praat. Mense, maar dit is die werklikheid van die geloof wat hulle nou gedeel het in die vorige verse. Hy sê, kom na julle toe dat ek met julle kan deel, dat ons mutual faith het, dat julle vir my iets kan sê, en ek vir julle iets kan sê, en dat ons so saam gestig word. Dis die werklikheid. Kyk wat sê in Filippense 1 vers 9, en dit bid ek, dat julle nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, omdat die dinge waarop dit aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Mense, daai vrug, dis die geregtigheid van God, dis hy wat die vrug dra, dis nie jy nie. Dis nie jy, dat 'n appelboom dra van self appels. Hy moet net water kry. Dis nie vir jou om te gaan sit en kyk. So jy moet in die werklikheid bly en die Gees in jou sal vrug dra. Kom ons kyk na Kolossense 1 vers 9 weer. Daarom hou ons nie op nie van die dag af dat ons het gehoor het om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, dat julle moet insig kry in hierdie werklikhede, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Nou as ons onkundig bly, as ons nie by mekaar kom en ons deel hierdie werklikhede nie, kan jy sien hoekom is daar so 'n probleem met onkunde, en hy sê, my volk gaan verlore weens
'n gebrek aan kennis. Efesiërs 4 vers 18, julle is geskei van die lewe van God deur onkunde. Hy sê hierdie boodskap, God het nou vir ons daai werklikheid, daai evangelie, die goeie nuus wat hy nog altyd beloof het hy nou vir ons gegee, maar ons is geskei daarvan deur onkunde, omdat ons verhard en sê, ek sal dit nie glo nie, of ek wil dit nie glo nie, of ek het my kerk, of wat ook al dit mag wees. Vers 16 Romeine 1, want ek skaam my nie oor die evangelie, sien die goeie nuus, van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Mense, hoe wonderlik is dit dat ons besef, as ons hierdie evangelie glo, dan is ons in die krag van God, en hierdie kragtige boodskap wat in ons werk, want ons opereer nie meer in ons eie krag nie. Efesiërs 1 so van vers 16 af praat, dat dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek is nou in ons. So ook Romeine 8 vers 11. Mense, hierdie is 'n kragtige boodskap, so nou kan jy verstaan, hoekom mense dit van die hand wys, en dit nie wil hoor nie, en hulle nie daaraan wil steur nie, want die vyand sal jou keer om by die krag uit te kom. Goed, hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. Met ander woorde, God se geloof word nou jou geloof. Sien jy dit? Oor geloof is 'n oortuiging. God se oortuiging word nou jou oortuiging. Jy dink nie meer soos jy gedink het nie, maar jy dink nou soos God gedink het. Hoe gebeur dit? Deur die wassing van die woord. Deurdat mense by mekaar kom en met mekaar hierdie evangelie, die nakruisboodskap met mekaar deel, en elke mens in alle wysheid onderrig, en ons kan mekaar hierdie waarhede in dit onderrig, en ons kan elke mens volmaak in Christus voorstel. Dis alles wat die skrif sê, elke dingetjie haal ek uit die skrif uit aan, haal nou net vry aan, maar mense, dis belangrik, en ons weet, dat 2 Korintiërs 4 vers 3 sê, as hierdie evangelie nog bedek is hy bedek in die wat verlore gaan. Mense hoor dit, dan sê hulle, oh well, fine, ek dryf stroom af, ek is op pad na die waterval toe. Doen iets daaraan. Dan gaan hy dan sê, in wie die ongelowig is. Jy sien, die mense wat nie glo nie, in wie die God van hierdie wêreld, hulle sinne verblind, sodat die heerlikheid van Jesus Christus nie op hulle sal skyn nie. So die vyand kan nie die kruis omkeer nie, maar hy gaan jou sinne verblind, sodat jy die werklikheid nie sien nie. En as jy dit sien, of iemand hoor, dan sal hy jou wegtrek daarvan en sê, daai ou praat nonsens, of iets in die lyn. Die regverdige sal nou net uit die geloof lewe. Nou kom mense en sê hulle, ja, maar wat van die, baie redenasies, maar kom ons kyk. Hy sê, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Hoekom onderdruk mense die waarheid? Hy sê, omdat wat van God geken word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. God het hierdie boodskap, God het hierdie lewe, God het hierdie werklikheid in elke mens uitgestort. Hy sê, God het ons in Christus gesit, almal. En Christus het vir ons geword, ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid, ons verlossing. 1 Korintiërs 1 vers 30. Romeine 5 vers 5, hy sê, God het sy liefde in ons harte uitgestort. 2 Korintiërs 8 vers 9, God het Christus wat ryk was, arm gemaak, sodat ons ryk kan wees. Mense, so al hierdie werklikhede sien ons, dat God het dit gedoen, hy het dit gedoen, en dit is hoekom God dit van jou sal eis. God sal nie vir jou iets vra eendag as jy voor hom staan, wat hy nie eers vir jou gegee het nie. As ek vir iemand sê, gee my 1 miljoen rand en hy het dit nie, en ek sê vir hom, maar hier is vir jou 3 miljoen rand, gee my nou 1 miljoen rand, dan het hy dit, dan kan hy dit gee. God sal nie van jou iets vra wat hy nie eers vir jou gegee het nie. Hy sê hier dat, omdat wat van God geken word, in hulle geopenbaar is, want God het dit in hulle geopenbaar. Hy gaan verder, dan praat hy hier in die 21ste vers, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik en gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Hulle hart is verduister. Nou hoe werk die hart? Jy sien, dit wat God gedoen het, het hy in die hart uitgestort. Spreuke 4, hy sê, bewaak jou hart meer as enige iets, want dit is die oorsprong van alle lewe. Romeine 10 vers 9 en 10, die enigste skrifgie wat sê hoe jy gered sal word, nie 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 wat sê as jy jou sondes bely nie, daar staan niks van dit nie.
Om gered te word, sê hy, Romeine 10, vers 9 en 10, hy wat met sy hart glo en met sy mond Jesus bely, hy sal gered word. So, jy moet met die hart glo. Nou sê hulle hart het dwaas geword. Hy praat dat jy het callous, jy het te vereeld geword, omdat jy nie na hierdie werklikheid luister nie en dit van die hand gestoot het. Hy sê daarom, vers 24, het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle hart oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer het en gedien het bo die skepper. Ek wil nie die res van hierdie goed nou vir ons lees nie, maar kyk net daar, hy sê, hulle het die waarheid van God verruil vir die leuen. Luister gou na hierdie skrifgie. Kom ons kyk na 2 Tessalonisense 2 vers 4. Hy sê die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word en 'n voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Jy sien nou in hierdie eerste boek van Romeine praat Paulus oor die tye wat ons nou ingaan, wat ons hierdie werklikheid wat die mense praat van die einde is naby. Nou dit is dit, jy sien wat hy sê. Hy sê daar, wanneer julle dink dis die einde in die 3de vers, dit sal nie die einde wees nie, want eers moet die afval kom. Jy sien, en ons sien die afval huidiglik plaasvind. En dit wat ons lees hier in Romeine 1, sê hy vir ons hier van vers 25 af, dat wanneer jou hart verduister word, omdat jy nie na God luister nie, dan praat hy van hierdie werklikheid. Hy sê, vers 6, en nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat teehou uit die weg geruim is. Dit is die onkunde. Dis die onkunde wat uit die weg geruim moet word. Hy sê, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdwelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Dan sien jy, daar's nie 'n tyd op aarde gewees wanneer die mense die leuen geglo het en die dinge wat hier in Romeine 1 genoem word, verder van vers 25 af. Hy sê, dis daai werklikheid, nee. Hy sê vers 10, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Dan praat hy daar, dis hoekom Paulus sê nee. Hy sê verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Jy sien daai werklikheid, mense, dat die geloof het gekom. Dit is die werklikheid waarin ons staan. Hy sê vers 11, 2 Tessalonisense 2, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar hulle behaag gehad het in die ongeregtigheid. So, dit is presies hierdie wat hy sê, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer het bo die skepper. En dan gaan hy met al hierdie onwerklikhede aan, wat hy dan sê hier van die 28ste vers, ek wil nie nou daarna kyk nie, dan wys dit vir jou, dis net die verkeerde boom. Hulle is nog met die verkeerde boom besig, hulle het nog nie by Jesus Christus uitgekom nie. Hoor wat sê hy van die mense wat by Jesus uitgekom het, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word. Mense, so daar is die twee weë, die werklikheid van God en die mense wat kies om dit nie te hê nie, want God het daai werklikheid in elke mens se hart uitgestort. God het vir elke mens 'n kans gegee, het vir elke mens die volheid gegee. Wat doen jy daarmee? Amen.